Welkom by hierdie ontdekkingstog, ouens. Stel jouself net vir 'n oomblik voor, 'n uitgestrekte, wilde wêreld waar absolute oorlewing jou enigste fokus is. Klink nou 'n fliek, reg? Wel, vandag neem ons julle op 'n asemrowende, byna ongelooflike reis deur een van die mees fascinerende verhale ooit, die evolusie van menslike oorlewing en hoe dit ons ekonomie geword het. In hierdie eksamenopsomming gaan ons presies deurwerk wat jy nodig het vir jou graad 7 EBW vraestel. So kom ons spring sommer dadelik in hierdie wilde geskiedenis van geld en menslike drange. Hier is ons roetekaart vir vandag. Ons kyk na nommer 1, vroeë oorlewing en ruilhandel. Dan nommer 2, die ontwikkeling van geld. Ons skuif na 3, moderne geld en e-bankwese. By 4, kyk ons na die kenmerke van geld. Nommer 5, dek behoeftes, begeertes en samelewings. En ons sluit af met nommer 6, beperkte hulpbronne op aarde. Goed, kom ons begin by die begin. Deel 1, vroeë oorlewing en ruilhandel. Kom ons reis duisende jare terug in tyd. In hierdie era sien ons die mensdom in al mees, wel, natuurlike staat. 'n Tyd met 'n baie lae lewensstandaard. Nou, jy wonder seker, hoe het hulle in hemelsnaam oorleef sonder dinge soos supermarkte of fabrieke? Die antwoord is eintlik eenvoudig: totale onafhanklikheid. Daardie vroeë samelewings was heeltemal selfonderhoudend. Dit beteken hulle het letterlik alles self gemaak of gekweek om daardie harde natuur te oorleef. Geen handel nie, geen winkels nie. As hulle moes trek, was dit te voet, of as hulle gelukkig was, het hulle die krag van trekdiere soos osse en donkies ingespan. Maar, soos met enige spesies wat wil gedei, moes die mens aanpas. En hier sien ons daardie heel eerste massiewe evolusionêre sprong in ons ekonomiese geskiedenis. Mense het vinnig besef dat samewerking baie kragtiger is as om alleen te probeer oorleef. So, hulle het begin wegbeweeg van daardie suiwer selfonderhoudende lewe na 'n nuwe sisteem waar hulle oortollige produkte kon deel. Dit, ouens, was die geboorte van ruilhandel. Skielik word goedere direk geruil, sê nou maar 'n hoender vir 'n sak mielies, en dit alles heeltemal sonder 'n enkele sent of muntstuk. Nou, ruilhandel was briljant vir daardie tyd, maar dit was beslis nie perfek nie. Dit was eintlik vol fatale foute wat daaglikse oorlewing nogal 'n nagmerrie gemaak het. Let mooi op, want vir jou eksamen moet jy hierdie 4 groot probleme ken. Nommer 1 is waardebepaling. Dink net daaraan, dit is mos onmoontlik om wetenskaplik te bereken hoeveel hoenders 'n hele koei werd is. Nommer 2 is die dubbele toeval. Jy moet mos letterlik iemand in die wildernis opspoor wat presies soek wat jy het, en hulle moet toevallig presies hê wat jy soek. Klink byna onmoontlik, reg? Nommer 3, alles was voetstoots. Geen waarborge nie. As daardie produk maar breek, wel, dan is dit nisie verby. En laastens, dit is nie deelbaar nie. Stel jy die absurditeit voor om 'n lewendige koe in die helfte te probeer sny, net omdat jy 'n klein bietjie koring soek. Die stelsel was net heeltemal onvolhoubaar. Wat ons bring by deel 2, die ontwikkeling van geld. Om uit hierdie absolute chaos te ontsnap, moes die mensdom met 'n mees vernuftige oorlewingsinstrument tot nog toe vorendag kom: geld. Geld is spesifiek uitgevind om al daardie frustrerende probleme van ruilhandel vir ewig op te los. Heel aan die begin het mense dinge gebruik wat op hul eie waarde gehad het, jy weet, soos skuilpe, tabak en later edelmetale soos goud en silwer. Maar kom ons bring dinge 'n bietjie nader aan die huis en kyk na ons eie Suid-Afrikaanse ekosisteem. In 1652 het ons begin met die ryksdaalder en rondom 1823 die Britse sterling. Maar toe, weens 'n groot tekort aan koper, silwer en goudmunte in 1782, het gouverneur van Plettenberg 'n radikale besluit geneem. Hy het papiergeld bekendgestel. Die Chinese het dit lank voor dit al vleiende geld genoem. Teen 1922 moes hierdie wilde ekonomie bietjie getem word, so die Suid-Afrikaanse Reservebank, of die SARP, is gestig. En uiteindelik in 1961 het ons eie sente en rand gekry. Later het mense besef hulle kan blote beloftes in 'n tasbare instrument omskep met iets soos 'n skuldbewys wat ook 'n promesse genoem word. Luister, dis nie net 'n onbenullige stukkie papier nie, dit is 'n formele, skriftelike belofte om iemand te betaal. Vir die eksamen, kyk mooi na die anatomie van hierdie dokument. Dit moet die presiese adres en datum op hê, die name van albei partye moet daar wees, dit moet presies wys wat 'n bedrag geleen is, wat die rente is en die spesifieke dag wat dit terugbetaal moet word. En natuurlik, die absoluut belangrikste deel, die bindende handtekening van die persoon wat die belofte maak. Sonder dit beteken dit niks. Goed, kom ons duik in deel 3, moderne geld en e-bankwese.
As ons die tydlyn so bietjie vinnig vorentoe spoel, beland ons in vandag se hoogs komplekse moderne era. Fisiese geld het oor die hele wêreld versprei. Daar is tans ongeveer 180 verskillende gelde-eenhede wat ons planeet dryf, met die Kuwaiti dinar wat soos die alfa gelde-eenheid bo aan die voedselketting sit. Maar dinge is vinnig besig om digitaal te raak. Die nuwe frontier van ons ekonomie is elektronies, e-bankwese. En kyk, dit het ongelooflike voordele. Dit is 24 ure 'n dag beskikbaar. Jou fondse beweeg letterlik blitsvinnig oor grense heen en ons hoef nooit weer soos 'n trop skape in lang bankry te staan nie. Maar wag, hierdie nuwe elektroniese oerwoud het sy eie baie reële gevare. Daar is onsigbare roofdiere daar buite, kubermisdadigers wat jou geld in 'n oogwink aanlyn kan steel. En nog 'n groot vangplek. Jou vermoë om te oorleef en handel te dryf is nou heeltemal afhanklik van 'n internetverbinding. As daardie data op is of die sein val weg, wel, dan is jou toegang tot jou eie rykdom daarmee heen. Dit lei ons na deel 4, die kenmerke van geld. Om hierdie konsep werklik te bemeester en jou eksamen te verpletter, moet ons hierdie gereedskap nou fyn ontleed. Ons moet 'n baie duidelike lyn trek tussen wat geld doen en wat geld moet wees. Kom ons begin by die 4 rolle van geld. 1. Dit doen werk as 'n ruilmiddel waarmee jy produkte koop. 2. Dit is 'n waardestoor. Jy kan dit veilig in die bank bære en dit gaan nie vrot soos 'n appel nie. 3. Dit dien as 'n rekeneenheid wat vir ons presies wys hoeveel 'n ding kos. En 4. Dit is 'n middel vir uitgestelde betaling, wat beteken jy kan dinge op skuld koop en dit later afbetaal. Dan, aan die ander kant, is daar die 4 kenmerke van geld, dit wat dit moet wees om te funksioneer. Dit moet skaars wees, anders is dit waardeloos. Dit moet duursaam wees sodat jou note nie in jou sak verkrummel nie. Dit moet draagbaar wees sodat jy dit maklik kan saamdra in 'n geursie. En dit moet deelbaar wees, want ons almal het soms daar 'n bietjie klein geld nodig, reg? Maak seker jy ken hierdie fundamentele boublokke. Volgende op ons lys, deel 5, behoeftes, begeertes en samelewings. Maar hoekom doen ons dit alles? Hoekom dryf ons handel? Alles begin by iets diep in ons wese, 'n behoefte teenoor 'n begeerte. In ekonomie moet jy 'n onwrikbare streep hier trek. Luister mooi. 'n Behoefte is lewensbelangrik. Jy moet dit hê om fisies te oorleef. 'n Begeerte aan die ander kant is daardie dinge waarna jou hart smag, goed wat jy regtig graag wil hê, maar jy gaan nie doodgaan as jy dit nie kry nie. Jy kan heeltemal fiks en gesond verder leef daarsonder. In ons daaglikse lewens sien ons hierdie drastiese verskil heeltyd. Dink net aan jou primêre behoeftes: skoon water om te drink, 'n veilige dak oor jou kop, basiese kos in jou maag en klere om jou warm te hou. Daardie dinge is letterlik die ankers van jou oorlewing. Maar kyk dan na ons sekondêre begeertes. Dis daardie luukse sportmotor, die splinternuwe speletjieskonsole of daardie peperduur tekkies wat almal deesdae dra. Dit is daardie dinge wat moderne samelewings dryf om altyd meer en meer te wil hê as net dit wat nodig is. Kom ons trek die lens bietjie wyer en kyk hoe hierdie behoeftes skielik opskaal soos wat groepe groter word. 'n Enkele gesin streef na dinge soos emosionele en sosiale bevrediging, liefde, intellektuele groei, daardie tipe goed. Maar sodra jy uitzoom na 'n hele land toe, raak die prentjie massief. Skielik skree 'n hele samelewing vir dinge soos groot infrastruktuur, hospitale, lang skoon waterlyne en skole. 'n Nasionale ekonomie is honger vir grond om op te boer, 'n stabiele regering om dinge kalm te hou, onttrekking van natuurlike hulpbronne en 'n slim opgeleide arbeidsmag om die land vorentoe te stoot. En dit bring ons by die groot een, deel 6, beperkte hulpbronne op aarde. Hier is die epiese klimaks van ons reis vandag. Ons het hierdie basiese behoeftes en ons het hierdie magtige groot drome en begeertes. Maar ouens, ons het 'n ontsaglike probleem in ons globale ekosisteem. Dit is die heel grootste spanning in die wêreldekonomie. Aan die een kant het ons planeet fisiese grense. Ons hulpbronne, dinge soos landbougrond, natuurlike materiale, mensekrag en selfs geld, is finaal. Dit is streng beperk, maar aan die ander kant het ons die mees onvoorspelbare krag op aarde, die mens. Ons begeertes is grensloos, dit hou net nooit op nie. Hoe meer ons kry, hoe meer soek ons. Om regtig te verstaan hoe groot hierdie oorlewingsvraagstuk is, dink net vir 'n oomblik aan hierdie een syfer, 83 miljoen. Dit is nie sommer net 'n nommer op 'n bladsy nie. Ons wêreldbevolking groei tans met ongeveer 1,1% elke liewe jaar. Dit beteken, daar word letterlik elke jaar 83 miljoen nuwe mense by ons planeet gevoeg.
Hierdie massiewe ontploffing van lewe plaas 'n byna skrikwekkende druk op die aarde se reeds beperkte hulpbronne. Dink aan die voedselketting, dink aan werksgeleenthede. Elke liewe nuwe persoon bring hul eie eindelose lys van begeertes saam na daardie reeds beperkte tafel. En dit is die reuse vraag waarmee ek julle vandag wil los. As ekonomie werklik die studie van menslike oorlewing is dit die een ding wat jy moet onthou as jy daardie eksamenlokaal binnestap. Hoe, as 'n enkele spesies, gaan ons hierdie bodemlose, onbeperkte begeertes balanseer op 'n planeet wat net soveel het om te gee. Glo my, dis nie net die regering of die banke se probleem nie. Dit is die grootste uitdaging vir jou en my toekoms. Bestudeer hierdie insigte, wees skerp vir daardie eksamen en mag jy die wonders van hierdie wilde ekonomiese ekosisteem met selfvertroue gaan bemeester. Sterkte ouens!